Goeiemôre vriende, ons is vandag by donderdag die 26ste Februarie 2026. Kom ons raak net so vir 'n wyle stil by die Here. Vader God, ons slaan ons oë op na die berge. Waar sal ons hulp vandaan kom? Ons hulp is van die Here wat die hemel en die aarde gemaak het. Amen. Vriende, mag daar vir julle genade en vrede en oorvloed wees, omdat julle God ken, Jesus ken en die Heilige Gees ken. Vriende, ons is amper aan die einde, ons is nou by hoofstuk 3. Ons is hier by 'n gedeelte wat Paulus sê vir die mense in Tessalonisense. Hoor hierso, ek wil graag hê julle moet vir ons bid, kom sê Paulus. Nee, dit is eintlik so amazing, vriende. Dit is ook wat ek en jy vir mekaar moet kan sê. Ons moet altyd die vrymoedigheid hê as kinders van die Here om vir mekaar te kan sê, weet jy, ek gaan deur 'n moeilike tyd, wil jy nie vir my bid nie. Dit moet so 'n algemene ding raak, vriende. Dit moenie die uitsondering raak nie, want baie keer van ons mos nou trots, ons wil nou nie vir iemand sê nie, maar vriende, die Here het ons vir mekaar gegee, juis in tye wanneer dit nie so goed gaan nie, net tye wanneer dit uitdagend is, het hy vir ons kom gee en vir ons kom sê, maar hoor hierso, ek het vir jou hierdie ou gegee, vir hierdie liggaamsdeel gegee, julle is mos die liggaam van die Here Jesus Christus, juis om vir jou te bid, juis om vir jou in te tree. En dis wat Paulus kom sê, hy kom sê, hoor hierso julle, bid asseblief vir my, sê hy vir hulle, nee. Hy sê, verder broers, bid vir ons, nee. Vriende, mag, en dis die een ding wat ek miskien vir julle op die hart wil sit en vir myself, sê vir iemand om vir jou te bid. Weet jy, ja, in jou klein groep waar jy sê vir julle om vir jou te bid, of iemand wat jy goed ken, sê by jou maat, ek gaan deur 'n moeilike tyd, wil jy nie net saam met my bid vir wysheid? Jy hoef nie altyd al die info te gee nie, jy hoef nie dit te doen nie. Maar sien dan, ek gaan net deur 'n moeilike patch, gaan nie vir jou die detail gee nie, maar wil jy nie net vir my bid nie asseblief? Vriende, ons mag bid. Gebed het enorme krag. En Paulus weet dit. Daarom sê hy, verder broers, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei en oral in ere gehou mag word, soos by julle, né? Daai tyd was die woord van die Here Jesus was nog nie oral nie, liewe vriende. Paulus is juis die apostel van die heidene. My woord te loop uitdra, loop uitstuur, uitvat na mense toe. Daarom kom sê hy vir hulle, hoorie, bid asseblief dat hierdie woord vinnig kan versprei. Want vriende, die woord van die Here Jesus is al iets in hierdie wêreld wat sin maak, is al geloof wat mense, liewe vriende, die vryheid gee om hulle self te wees, wat mense die vryheid gee, liewe vriende, om op te tree binne perke, binne die woord van die Here op te tree, maar nie bang te wees vir ander mense in die liewe vriende. Dit is 'n geloof wat regtig, Jesus is Jesus God die Vader, is God van liefde, is God van genade. Dit is die een geloof wat leef en laat leef. Daar is nie 'n ander geloof so nie. Ons onderdruk nie mense omdat hulle nie kinders is van die Here nie. Lang terug was daar heel moontlik sulke goed, en dit is so, ons moet dit ook vir mekaar sê, dat ouens het die werke gekry as jy nie 'n kind van die Here was nie, want dit was al eeue terug omtrent, dink ek het nie my geskiedenis so goed nie. Maar dit is die een geloof wat regtig mense toelaat om hulle self te wees en voluit te lewe, nie die vrou onderdruk nie, nie die vrou in die tronk sit as sy nie 'n ding oor haar kop het nie, of wat ook al, die liewe vriende, wat dit ook al mag wees nie. En daarom is dit is 'n geloof wat daar regtig vryheid is. Vryheid, ja, maar binne die ding het ons vir mekaar sê, maar Jesus wil graag gedien word, né? Jesus wil graag aanbid word, en wanneer ek en jy met mense praat daaroor, gaan ons nie die ou nou in die tronk sit, of ons gaan hy ou paar klappe gee, omdat hy nie vir Jesus sal bid nie, nee. Dis juist die Christelike geloof van liefde van omgee, van ruimte skep vir ander mense, né? Ek bedoel, dit is regtig die een geloof, en ek dink jy is 'n beter geloof. Daar is nie 'n beter geloof nie, ek dink nie, daar is nie 'n beter geloof aardig as dit nie, want dit laat almal toe, en dit is wat dit vir my baie sleg is van gelowe, wat op die ou ende jou in 'n blik wil druk, en jou wil begin onder hulle goed indruk, dat jy moet doen wat hulle wil hê jy moet doen, jy mag nie doen wat jy wil doen nie, né? Dit is wat baie sleg is. Daarom sê Paulus, bid vir ons, sodat die woord van die Here vinnig mag versprei, en oral in ere gehou mag word, soos by julle. Bid ook dat ons van verkeerde en slegte mense verlos word, want nie almal is gelowiges nie, né? Weereens is mense op die ou einde, vriende, wat Paulus hulle in die tronk smyt, omdat hulle 'n evangelie van liefde verkondig, omdat hulle sê, Jesus is die weg, die waarheid en die lewe, niemand kom by die Vader behalwe deur Jesus nie, né? Dit is konfronterend, maar dit maak niemand seer nie, né?
Dit maak niemand seer, jy het op ons altyd 'n keuse, jy kan besluit jy aanvaar dit of jy aanvaar dit nie. Kom sê hy, dan sê hy in vers 3. Die Here is getrou. Hy sal julle versterk en julle van die bose bewaar. Want onthou, hulle word die hele tyd aangeval. Hulle moet deel wees van hierdie keiseraanbidding en hulle wil nie deel wees van die keiseraanbidding nie, want dit is weer 'n top-down approach, né? Die Here is getrou. So Paulus kom sê, moenie bekommerd wees nie. Leef, wees rustig. Die Here is getrou. Hy sal by julle wees. Al kry julle swaar. Die Here is by julle. Hy is getrou. Hou aan hom vas. Hy sê julle versterk en julle van die bose bewaar. Vriende, wanneer ons by Jesus is, selfs as die bose ons aanval deur mense, deur ander gelowe, dan is ons amper soos Stefanus, die eerste Christen martelaar wat hom stenig, toe hy net sê, Here vergewe hulle, Here my in u hande gee ek my gees oor, né? Vriende, die Here is daar, wanneer ek en jy Here God vashou, wanneer Jesus, die Heilige Gees in ons lewens is, dan is ons ander mense, dan kan ons op die ou einde, vriende, dat hy ons bewaar van die bose. Dis ook om die Onse Vader gebed so mooi is, waar hy sê, laat kom ons nie in die versoeking nie, maar verlos ons van die bose, waar Petrus vir ons kom sê op 'n stadium, die duiwel loop rond soos 'n brullende leeu om te kyk wie hy kan verslind, maar net die vorige versie staan daar, werp jy bekommernis op my, want ek sal sorg, né? So wanneer jy ook in hierdie situasies is van ander mense en ander gelowe wat jy wil onderdruk en in 'n blik druk, gaan na Jesus toe, en wanneer ek en jy selfs in 'n tyd, dit is jou Christen martelare wat doodgemaak is daai tyd, brandstapels gesterf het daai tyd, is dit mense gewees, vriende, wat met 'n lied in hulle hart aan die Here toe is, die God kom ook in daardie moeilike omstandighede, en hy kom gee vir jou 'n vermoë, wat ek en jy maar net lees op hierdie stadium in geskrifte, wat ek en jy nie deurgaan en ondergaan nie, gelukkig nie, né? Die Here is getrou, hy sê julle versterk en julle van die bose bewaar. Die Here het ons vertroue in julle, dat julle doen en sal doen wat ons julle voorhou, né? Dit gaan maar oor Christus. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Nie amazing nie. Mag hy julle denke rig, julle gedagtes rig op die liefde van God. Hierdie liefde van God wat Jesus gestuur het, wat homself kon verneder het om 'n mens en 'n slaaf te word, in ons plek te sterf vir jou en vir my. Rig julle gedagtes op hierdie liefde, sê hy. Vriende, wanneer ons gedagtes rig daarop, dan leef ons ook daardie liefde uit, dat die mense reg rondom ons. Dis hoekom ek sê, daar's geen geloof soos die Christelike geloof nie. Want dit is 'n geloof wat vryheid gee. Dis 'n geloof wat liefde gee. Dis 'n geloof wat aanvaarding gee. Dis nie wat mense in 'n blik wil druk nie, né? Soos ander gelowe nie. Mag die Here julle gedagtes rig op die liefde van God en die volharding van Christus. Dit is ook my gebed vanoggend vir julle. Mag julle God se liefde ervaar, sy genade ervaar en sy teenwoordigheid ervaar. Amen.